Wanneer historiese oor apartheid skryf, begin hulle gewoonlik by 1913, 'n volle 361 jaar nadat ons voorouers aan die Kaap aangekom het. Maar hoekom juis hierdie jaar? Kort na Uniewording in 1910 is die berugte 1913 wet op grondbesit deur die nuwe Unieparlement aanvaar. Dit sou die begin wees van rassesegregasie in Suid-Afrika. En hierdie enkele wet sou die geskiedenis van volkeverhoudinge in hierdie land onherroepelik verander. Hierdie 1913 wet op grondbesit het direk voortgevloei uit die demografiese revolusie wat Uniewording in 1910 meegebring het. 'n Situasie waarin die grense tussen verskillende gebiede en volkere heeltemal afgeskaf is en saamgegooi is in die Unie van Suid-Afrika. Die rede waarom die 1913 eiendomswet slegs 3 jaar na die Uniewording in werking gestel is, was immers juis omdat die grense tussen die verskillende state en gebiede en die ooreenkomste oor grondbesit, soos byvoorbeeld die bekende ooreenkomste tussen Piet Retief en Dingaan, nou skielik deur die hele nuwe bedeling ongedaan gemaak is. Om die toenemende spanning te probeer beheer, het die regering van Louis Botha met Jan Smuts hierdie wetsontwerp voorgelê wat grondbesit volgens ras sou skei. Die wet is deur die Unieparlement aanvaar en het bepaal dat blankes nie in swart gebiede en swart mense nie in blanke gebiede kon grond koop nie. Hiermee is 'n stelsel geskep waar volgens blanke se eiendomsreg en hul gevestigde streke gehandhaaf is. Maar wat was die effek op die swart volke in hierdie land? Die gangbare narratief is dat dit die begin was van die groot onderdrukking van die 20ste eeu. Maar wat ons in vandag se video wil uitwys, is dat dit hoegenaamd nie so eenvoudig was soos wat ons skole en ons universiteite en die TV jou wil leer nie. As mens die historiese konteks in ag neem, word 'n totaal ander prentjie geskets as wat kinders vandag op skool leer. Bly ingeskakel, want vandag gaan ons die volle waarheid oor hierdie eerste berugte sogenaamde apartheidswet ontbloot. In debatte oor wie eerste in hierdie land was en watter volk inheemse status hier kan geniet, word dikwels vergeet dat die land Suid-Afrika nie eers voor 1910 bestaan het nie. Inteendeel, die naam Suid-Afrika is afgelei van die Nederlandse naam van die Boererepubliek wat noord van die Vaalrivier gestig is in die helfte van die 19de eeu. Die Suid-Afrikaanse Republiek. Inteendeel, om die land Suid-Afrika te stig, was dit nodig dat 'n referendum in Natal gehou word om vir die Natalse regering die nodige mandaat te gee om deel te word van die nuwe land, Suid-Afrika. Maar die stigting van hierdie nuwe land het skielik tot 'n groot demografiese krisis gelei, omdat grense wat vroeër gegeld het en verdedig is, nou skielik net afgeskaf was. Onthou, voor die Uniewording was dit nie moontlik om van die Kaap af na Pretoria te reis sonder om ten minste 2 landsgrense oor te steek nie. Dis soos om vandag vanaf Pretoria na Zambië te reis, behalwe dat dit baie moeiliker was en baie langer gevat het omdat daar nog nie karre of vliegtye was nie. Mense het baie minder rondbeweeg in die 19de eeu. En tot en met amper 1880 was blankes byvoorbeeld nog die meerderheid in die hele Oranje Vrystaat en die ver oorgrote meerderheid in die groter westelike dele wat verder van Lesotho af was. Groot dele van hierdie land, soos die Wes-Transvaal en gebiede rondom Pretoria, het ook toe nog 'n blanke Afrikaner meerderheid gehad en sommige gebiede in die Oos-Transvaal en Pretoria se area het amper geen swart mense gehad nie. Nadat die grense egter deur die Britte afgeskaf is, het die demografie oral skielik en drasties en vinnig begin verander. Swart mense het toenemend vanuit hul historiese stamgebiede na die binneland gestroom en blankes het weer 'n geleentheid gesien om vrugbare landbougrond in tradisionele swart gebiede te bekom. Hierdie nuwe dinamika met sy ongekende demografiese uitdagings het aanleiding gegee tot wat ons kan beskou as die oorsprong van apartheid, die 1913 Land Act of Eiendomswet. Hierdie eiendomswet of sogenaamde naturelle grondwet moet dus gesien word as 'n direkte uitvloeisel van die onstabiliteit wat Uniewording gebring het, 'n poging om orde te bring in 'n landskap waar demografie vinnig skielik verander het en grense vervaag is.
Die wetsontwerp is in die parlement van die Unie van Suid-Afrika voorgelê deur die regering van generaal Louis Botha, die eerste minister met JBM Hertzog en veral Jan Smuts as belangrike drywers van hierdie wetsontwerp. Smuts, wat as minister van Binnelandse Sake 'n groot rol gespeel het die wet gesien as 'n manier om stabiliteit te bring in die nuwe Unie en om die grondvraagstuk wettiglik uit te orden. Die wet is op 19 Junie 1913 deur die Unie Parlement aanvaar en het bepaal dat blankes nie in tradisionele swart gebiede kon grond koop nie, terwyl swartes in tradisionele blanke gebiede nie kon koop nie. Dit het dus in wese grondbesit volgens wet geskei. Om die 1913 wet egter in konteks te verstaan, moet ons die volgende in ag neem. Blankes, veral Britte, het op daardie stadium aansienlik meer kapitaal as swart mense gehad. In 'n oop vrye markstelsel sou hierdie kapitaal in staat gewees het om sistematies grond van swart gemeenskappe op te koop, veral in tye van droogte of ekonomiese nood, wanneer families moontlik bereid sou wees om teen 'n geweldige lae prys hul grond te verkoop. So al het die 1913 wet swart grondbesit beperk tot al historiese gebiede, het die feit dat dit blankes verhoed het om in hierdie gebiede te koop, swart bestaans- en familieboerderye geweldig baie beskerm. Die 1913 wet was 'n buffer geskep wat verhoed het dat groot blanke kapitaliste en veral Britte hul finansiële oorheersing gebruik om die laaste oorblywende swart grond van hierdie swart volke weg te neem. Ongeag die ekonomiese druk van buite, het hierdie wet sekere gebiede permanent aan swart gemeenskappe toevertrou en gewaarborg. Sonder die wet sou swart boere waarskynlik geleidelik hul grond aan blankes moes afstaan en verkoop en uit eie keuse uitverkoop het. Hierdie eerste apartheidswet het dit teen die logika van die mark afgeskerm. Een punt van kritiek wat dikwels teen hierdie wet geopper word is dat dit slegs 13% van Suid-Afrika se grondgebied aan swart mense afgestaan het, terwyl blankes die ander 87% van die grond vir hulself behou het. Maar hierdie syfer behoort ook verstaan te word binne die konteks van die verskywing van grense wat sopas plaasgevind het. Ons moet in die eerste plek onthou dat blanke gebiede op daardie stadium nog baie yel bevolk was in vergelyking met die swart gebiede. Verder moet ons mense in ag neem dat die grond wat wel erken is as onvervreembare swart besit, die oorgrootste meerderheid van die vrugbare grond in die Unie van Suid-Afrika was. En tot vandag toe nog is daardie trustgrond die vrugbaarste grond in Suid-Afrika. Verder is dit ook belangrik om daarop te let dat Brittanje die een was wat in die vroeë 19de eeu die grense getrek het in die gebied wat op daardie stadium deur hulle beheer is. En hierdie gebied het Botswana, Lesotho, Swaziland en Noord- en Suid-Rhodesië ingesluit. Wanneer ons dus die grondkwessie beskou in die lig van die hele gebied wat op daardie stadium onder die Britse kroon was, dan beteken dit dat ongeveer 56% van die grondgebied erken as swart besit was en 44% of dis heelwat minder as die helfte in blanke besit. En weer eens is dit belangrik om daarop te let dat die meerderheid swart grond in die mees vrugbare dele van Suidelike Afrika was, terwyl die meerderheid blanke grond in die droër, swakker gebiede was waar boere of blanke mense gevestig het, omdat daar nie swart volke was nie, omdat die swart volke nie daar sou kon oorleef nie, omdat hulle nie westerse tegnologie gehad het nie. Die 1913 eiendomswet het dus 'n dubbele funksie vervul. Aan die een kant het dit die uitbreiding van swart boere buite hul historiese gebiede beperk, maar aan die ander kant het dit ook 'n buffer geskep wat hulle grond teen die koopkrag van groot blanke kapitaal beskerm het. Vir blankes het dit die stabiliteit gebied deur te verseker dat hul gevestigde gebiede nie deur swart migrasie wat nou skielik vinnig gebeur het oorgeneem sou word nie, terwyl dit terselfdertyd aan swart gemeenskappe die waarborg gegee het dat hul stamgrond nie oopgestel sou word vir spekulatiewe grondopkope deur veral ryk Britse burgers en besigheidsmanne nie. In hierdie opsig het hierdie wet gepoog om die belange van al die bevolkingsgroepe in ag te neem en te balanseer.
Maar op die ou ende van die dag het die swart mense net belang gestel in die grond in die blanke gebied, nie omdat dit beter grond was nie, maar omdat dit beter ontwikkel was en hulle nader aan die blanke mense wou woon, want dit was hulle toegang tot kapitaal en oorlewing. Daarmee wil ons egter nie beweer dat die 1913 eiendomswet perfek was nie. 'n Argument kan gemaak word dat swart stamgebiede effens uitgebrei kon word om vir bevolkingsgetalle te kompenseer en dit in ag te neem. Aan die ander kant word grense tog nie as 'n reël in die wêreld aangepas bloot omdat bevolkings groei of krimp nie. Oor die afgelope 20 jaar het Nederland se bevolking byvoorbeeld 3 keer vinniger gegroei as Duitsland se. Maar dit beteken nie dat die Europese Unie 'n deel van Duitsland se grondgebied nou vir Nederland moes gee nie, of aan die Nederlanders moet toeken net omdat hulle vinniger bevolkingsgroei gehad het nie. Soos ons in hierdie video gedoen het, is die Willem Petsche groep onomwonde daartoe verbind om die absolute waarheid by ons mense uit te kry. Kyk daarom gerus na ons eerste video in hierdie reeks waarin ons verduidelik juis waarom ons besluit het dat dit vrek belangrik is om hierdie reeks oor die kontroversiële onderwerp van apartheid te doen, deur net op hierdie skakel hierso by my vinger te klik wat tans op u skerm verskyn. En oorweeg asseblief om 'n betaalde lid van die Willem Petsche groep te word, maak ons hande sterk om mense se harte te verander. Om 'n lid te word, volg net die stappe op die banner onder my. Totsiens en God seën elkeen van u.